Hartlike goeiemôre, good morning. Hier is ons weer. Ons is reg om die dag saam met jou te begin. So skuif nader met jou koppie koffie of tee en kuier gerus saam. Nee, Ross? Ja. Koppie tee is ook mos welkom. Verstaan jy? Ja. Wat gebeur op die show vandag, Elsa? Ek dink jy gaan sê of vra ouma Ellie. Ouma Ellie sal vir jou vertel. Stephanie de Klerk van The Carpet and Blanket Shop kuier by ons om te gesels oor hoe 'n mens 'n warm gevoel en karakter in jou huis kan skep. Ultramarathon atleet Benny Roux vertel wat hom aan die hardloop hou. Ek sal ook graag wil weet, dalk het hy vir my 'n paar wenke. Ja. Ons maak ook 'n draai by die DBV in Centurion en Prop is hier om vir ons sy nuwe enkelsnit Die Job Moet Loop te wys en dan nou ons gaan so 'n bietjie daarna luister ook, né? So 'n voorsmaakie. Ja, ek onthou toe ons eers begin net, toe was Prop een van ons heel eerste musiekgaste. Ja. So dit gaan lekker wees om weer vandag met hom bietjie te gesels. Ek sien baie uit. Natuurlik die tyd van die oggendpraatjies tyd. And this is a beautiful story that you might have seen on social media over the past week or so. A routine night shift at a Shell garage in Kales River turned into an unforgettable moment when a 21-year-old petrol attendant, Siobhan Abrams, helped deliver a baby boy after a woman in active labor arrived at the station and could not reach the hospital in time. Instead of panicking, Siobhan, who has always dreamed of becoming an emergency responder, stepped in and assisted with the delivery on the forecourt. Paramedics later arrived and transported both mother and baby to the hospital, where they are reportedly doing well. The story quickly went viral on social media and has been praised as a powerful example of Ubuntu. Siobhan has since been honored by the baby's parents, who plan to give their son the middle name Siobhan. A crowdfunding campaign has also been launched to help him pursue his dream of a career in emergency medical services. This is such a beautiful story. I saw it late last week and I just thought how incredible that you are at a petrol station and luckily there's someone there who knew what to do when the mom was in active labor and, you know, if the baby's going to come, it's going to come. Presies, want ek dink dit is so 'n traumatiese dit kan soms so 'n traumatiese belewenis wees. Ek kan nou nie praat nie, Rasie, jy kan vir my sê, maar ek bedoel om iemand daar te hê presies soos wat jy sê en om dan nog uit te vind dat dit eintlik nog altyd 'n droom of 'n passie was, jy weet, om 'n nooddienswerker te word. So ek dink dit is net gepas dat daai babatjie so 'n middelnaam ook het. Nee, ek dink dit is so oulik en onnatuurlik sal ons probeer om hom in te kry vir een van ons in diepte gesprekke net om bietjie meer oor Siobhan Abrams uit te vind. Ek dink hy is a proper South African hero. I think the fact that was the petrol station that they stopped at and he is the young guy that's kind of dreamed of being a paramedic or an emergency responder, I think is just fantastic. And also, I think that even if he goes to emergency responder school, when it comes to the module of delivering a baby, he must get 10 out of 10 because he's proven he can do it already. Hy het klaar praktiese ervaring en Ja. ek dink hy's daar ander studente dan ligjare vooruit. Verstaan jy? Ek wil ook vir jou sê, weet jy wat, wanneer dit by petroljoggies oor die algemeen kom, ek dink hulle almal is helde. Jy weet, ek dink dit word dikwels so onderskat of misgekyk, Ja. maar vir my persoonlik op 'n persoonlike vlak het ek al baie keer gestop en dan sê hulle iets wat jou net vir die res van die dag laat dink. So ek dink ons moet hulle ook oor die algemeen meer waardeer. Yeah, definitely. I mean, there was a story last year as well, and they carried it on a radio station about a dad and his young daughter that I think he was on his way to a job interview or he was taking her to school or something, and they really just didn't have enough money to fill 100 rand worth of petrol. And this petrol jockey took his own money and gave it to the man and said, go to your interview, like with no expectation that he was going to bring it back and whatever. And then obviously die storie toe se veld dan versprei en hy was toe nou nie vereer nie, but he was kind of, you know, praised for his wonderful kindness. So ek dink jy's reg, like the unsung heroes of South Africa. En daar's baie lande wat nie petroljoggies het nie, né? Presies, ons is bevoordeel in daai opsig. Ek dink ook so. Twee laaste punte voordat ons aanbeweeg. Eerstens wil ek sê, nou moet ek mooi dink, ja, ek wou gesê,
die fondsinsameling wat nou in die gang is. Dit gaan interessant wees om dit dop te hou en ek is doodseker daarvan dit gaan baie suksesvol wees. Ja. So ek wil mense aanmoedig om betrokke te raak. En dan wil ek ook sê, as daar enige petroljoggies is wat ingeskakel is, weet net, julle is altyd welkom om 'n geselsie aan te knoop met Mynras. Ja. Ja, we are all Beslis. for it. Nee? Goed, daar's 'n ander interessante storie nou, Ras. Ja. Ek weet nie hoe ek oor hierdie een voel nie, want jy weet mos nou, ek het 'n fobie vir ons geveerde vriende, maar Ja. goed. Dit weet ons goed. Die parkiet saai chaos in Skotland nadat die voël glo reeds honderde ponde se skade aan motors aangerig het. Die groen parkiet met sy pink hakbek word sedert Februarie in 'n woonbuurt gewaar. Nou volgens inwoners pik die voël gereeld die rubberseels van motorvensters en ook ruitveers flenters wat dan nou dierherstelwerk tot gevolg het. Sommige inwoners het nou selfs begin om hulle voertuie met seile toe te maak om dit teen hierdie voeltjies se aanvalle te beskerm, sogenaamde aanvalle te beskerm. Nou daar word vermoed dat die parkiet 'n troeteldier is wat ontsnap het. Natuurkundiges is nie presies seker waarom hierdie voël so optree nie, maar daar is verskeie teorieë. Hy sien dalk sy eie weerkaatsing as 'n bedreiging wat eintlik baie oulik is en soek dalk sekere minerale in die rubber of speel en verken bloot omdat hy dalk so 'n bietjie verveeld is, man. Ondanks sy oulike voorkoms het die parkiet intussen 'n reputasie as een van die mees berugte inwoners dan nou opgebou. Ja, ek dink kyk hierso, dis jammer om basies te verneem dat daar nou al soveel skade aangerig is, maar dit bly 'n dier, man. True. And I think the theory about him being intimidated by his own reflection, I think that's true. We were in the bush, I think towards the beginning of this year. Ja. And we were staying in a little chalet and it had windows that obviously the birds could see their reflections. And you couldn't sleep past about 5:30 because there would be that tuk, 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 and they would continue to do it the whole day where they immediately you'd see one, then there would be two, then there would be three en hulle doen dit die hele tyd. En ek dink dit is hulle dink that reflection is a threat to them. I think that's fascinating. Kyk, die ander ding wat ek ook vir jou wil sê is daai maak vir my 100% sin, maar nou is een van die teorieë dat dit moontlik 'n troeteldier is wat ontsnap het. So ek sal nou hoop dat die blootstelling wat hierdie parkiet dan nou kry, dat die eienaars dan sal opdaag indien dit wel die geval is. Ja, maar mens wil ook nou nie te streng optree teenoor hierdie ding, hierdie voël nie, want dit is 'n diertjie, maar ook dan dink jy het nou 'n mooi nuwe kar gekoop en dan is die rubberseel heeltemal vernietig omdat hierdie voeltjie die hele tyd tik 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 tik. Moet ons nie vir hierdie voeltjie 'n naam gee nie. Wat gaan ons om? Ek dink jy moet hierdie tik, tik, voeltjie tik, 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 tik. toe 'n parkiet. Parkiet Meyer Redenback. Daar sy. Daar het ons dit nou. Dis dalk 'n nuwe karakter. Sal jy met hom gesels? Ek sal met Margriet gesels. Okay, asseblief. Ek dink dit is 'n fantastiese idee. Bly ingeskakel. Ons het so 'n heerlike program wat nog voorlê. Ons hoor net hierna hoe jy met die regte dekor items in jou binnenshuise ruimtes die koue buite kan hou. Jy kyk Goeiemôre, good morning. Onthou om ons te gaan volg op sosiale media. Ons is nou terug.